Matteus 10, vers 1 tot 42. En hy het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. En dit is die name van die 12 apostels. Die eerste, Simon, wat Petrus genoem word, en Andreas, sy broer, Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, sy broer, Philippus en Bartolomeus, Thomas en Matteus, die tollenaars, Jakobus, die seun van Alfeus, en Lebbeus, wat genoem word Thaddeus, Simon Kananites en Judas Iskariot, die een wat hom verraai het. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siektes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beursies aanskaf nie. Geen 'n reissak vir die pad, of 2 kledingstukke, of skoene, of 'n stok nie, want die arbeider is sy voedsel werd. En in watter stad of dorp julle ook al mag ingaan, ondersoek wie daarin waardig is, en bly daar totdat julle vertrek. En as julle die huis ingaan, groet dit. En as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom, maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En as iemand julle nie ontvang nie, en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis, of daardie stad uit, en skud die stof van julle voete af. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad. Kyk, ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Maar pas op vir die mense, want hulle sal jul oorlewer aan regbanke, en in hulle sinagoses sal hulle julle gesel. En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om my ontwil tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene. Maar wanneer hulle jul oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind. En die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die seun van die mens kom nie. 'n leerling is nie bo die meester nie, en 'n dienskneg ook nie bo sy heer nie. Dit is vir die leerling genoeg dat hy so sy meester word en die dienskneg so sy heer. As hulle die heer van die huis Beelzebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote? Vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Ek het vir julle in die donker gesê, vertel dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies.
Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwerk tussen man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. En 'n mens se huisgenoot sal sy vyand wees. Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Wie julle ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang, en wie 'n regverdige ontvang, omdat hy regverdig is, sal die loon van 'n regverdige ontvang. En elkeen wat een van hierdie kleintjies net 'n beker kou water laat drink, omdat hy 'n disipel is, voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie.